Goeiemôre vriende, vandag is dit die 14de Maart, Vrydag, begin van 'n naweek. Ek hoop julle het 'n wonderlike naweek waar julle sommer net so lekker rustig kan wees en ek so 'n bietjie ontspan. Voorspoed vir julle ouers wat met die kinders rondhardloop na die onderskeie parties toe en die onderskeie skoolbyeenkomste toe en rugby en cricket en hokkie en netbal en al daai goed. Dit is 'n lekker tyd, maar ook 'n moeilike tyd wat ou die hele tyd so rondhardloop, maar ook voorspoed vir julle. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here God, baie dankie dat ons altyd weet, Here, dat U in beheer is van hierdie aarde. Here, nie in beheer soos wat ons dink in beheer nie. Ons koppe is te plat, U het ons 'n vrye wil gegee. Ons voeter die aarde taamlik op hierdie stadium. Menseverhoudinge voeter ons op, ons voeter letterlik, maak ons mekaar dood. So in daardie opsig lyk dit of U nie in beheer is nie, maar tog, Here, het U ons in beheer gestel van die aarde, om hierdie aarde te bestuur. En Here, ons kom bely dat ons nie na U natuur goed kyk nie, ons kom bely dat ons nie na mekaar goed kyk nie. Ons kom bely, Here, dat ons eintlik oor die algemeen baie min na U luister. En Here, hier in lydenstyd is ons maar net weer bewus daarvan wat dit U gekos in Christus, juis om ons te kom verlos van ons sondigheid, van ons wegdraai van U af, van ons nie luister na U nie. En Here, dat as U 'n regverdige God is, soos wat in die Ou Testament was, Here, daar van ons weinig oorgebly. En dat U, o Vader, juis in hierdie tyd vir ons weer kom bewus maak van U onuitspreeklike liefde vir ons, deurdat U inderdaad regverdig is, deurdat U Uself in Christus kom straf het in ons plek. Dis U regverdige kant. Here, sodat U nou met liefde na ons kan kyk. Here, maar dit vat nie weg dat ons nog steeds besig is om eintlik droog te maak nie. Here, ons kom vra vir U in hierdie wêreld wat op hierdie stadium letterlik te mekaar is, ons land. Here, dat U op 'n manier deur mense sal ingryp. Here, U kan ingryp, ons weet dit. Maar Here, het hierdie aarde aan mense toevertrou, en dat U deur die mense wat in beheer is, in watter hoedanigheid ook al, dat U deur hulle sal werk, dat U hulle tot verantwoording kan roep, Here. Here, dat ons self sal kyk, wat is ons verantwoordelikheid teenoor mekaar? Help ons met wysheid en insig, Vader. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, as ons so aan die einde hier van Spreuke 16, nou sal julle sien, ek het nou so omgeblaai gister, nou dan sê hy, iemand wat die waarheid verdraai veroorsaak twis, ons 'n bietjie daar gepraat, en dan gaan hy aan as ons net die tweede gedeelte, daar sê hy, iemand wat skinder, bring verwydering tussen vriende, en dan hardloop ons hierso na Spreuke 18 toe, dan staan daar in vers 8, as skinder stories word gretig verslind, mense sluk dit so maklik in. Net in die twee verse bo staan daar, 'n dwaas praat hom in 'n rusie in, hy soek slaam met wat hy sê. 'n Dwaas se mond is sy ondergang, sy eie woorde is 'n dodelike stryk. Nou vriende, kinderstories, wanneer ons iets oor iemand anders gaan vertel wat negatief is, dan kom sê die spreukedigter vir jou en vir my, dis nie goed nie. Hy kom sê vir ons, die oomblik wanneer ons in vriendskappe skinder, wanneer ons iets leliks van die ander een sê, lieve vriende, partykeer kinderstories is net om iets te gaan oorvertel wat jy nie mag oorvertel nie. Jou vriend het miskien iets, of jou vriendin het iets vir jou in vertroulikheid gesê, en jy gaan sê dit vir iemand anders, partykeer onbedoeld, maar partykeer bedoeld, jy kan nie wag eintlik om vir iemand anders iets te sê nie. Nou kom sê die spreukedigter, jou vriend of jou vriendin het jou vertrou. Deur jy gaan oordra van daai boodskap na iemand anders toe, het jy daardie vertroue, het jy verbreek.
En die oomblik wanneer ons daai vertroue verbreek, dan sê die Spreukedigter, bring dit verwydering tussen vriende. Dit is waar, né? As iemand skinder van iemand anders, beteken dit hy het nie regtig daai ene lief nie. Want as jy lief is vir daai ene, sal jy daai ene se vertroue nie wil skaad nie, né? Sal jy daai ene se vertroue juis wil eerbiedig wees en respekvol wees teenoor dit wat daai persoon het jou so baie vertrou dat hy vir jou iets kom sê het. Die Spreukedigter sê iemand wat skinder bring verwydering tussen vriende. En as kom sê hierso wat so waar is, né? Skinderstories word maklik verslind. Mense sluk dit so maklik. Is dit nie waar nie, vriende? Praat nou iets goeds van iemand en dit is great. Ek bedoel, maar praat iets slegs van iemand. Dit is so maklik om daai storie vir ander mense te gaan vertel, né? En dit is iets dink ek wat ons as kinders van die Here baie mooi na moet kyk, dat ons altyd vir mekaar moet sê dat dit wat ons van iemand anders sê altyd positief is. Dat wanneer ons van iemand anders praat, in ons vriendekring praat, ons familie praat, vriende, dat jy nie gaan sleg praat van daai persoon. Ek dink ons moet vir mekaar so sê, dit wat jy agter die persoon se rug sê, moet jy ook bereid wees om voor hom te sê. Ek dink dit moet eintlik al so 'n golden rule wees vir ons almal, né? Nou sê die Spreukedigter, jy 'n dwaas, nee, wat sy mond is sy ondergang. Sy woorde is 'n dodelike stryk. 'n Dwaas praat maklik in hierdie seën. Hy sloek slaaf wat hy sê. Dit sluit vir my hierby in. As 'n mens dwaas is, liewe vriende, gaan vertel jy goed oor. Gaan vertel jy iets anders van iemand anders vir iemand anders. En daai persoon weer vir iemand anders. En vriende, later dan lê daai persoon se naam eintlik die hele wêreld vol. En die Spreukedigter, dis wat ek by hom hoor, is maar net om te sê, hoor hierso, besop daarvoor. Moenie oorgesê syne vers 8, moenie 'n kinderstorie, moenie dit nie gretig verslind nie. Hou dit daar, net daar. Sê vir daai persoon, jong, ek hoor nou wat jy sê, maar kom ons hou daai storie net hierso, net hier vas. Kom ons maak dat daai storie nie verder uitgaan nie. En baie keer is 'n kinderstorie, party is natuurlik waar, maar baie van dit is onwaar. Gaan oor 'n ander persoon se persepsie. Wanneer jy die volle storie, miskien van die oorspronklike belewe, die ou wat dit beleef het, hoor, dan is dit totaal iets anders as die kinderstorie, né? Daarom dat die Spreukedigter sê, iemand wat skinder bring verwydering tussen vriende, né? Vriende, dit is 'n tema op sy eie hierdie, né? Ek dink liefde is juis daar wanneer ek en jy altyd kyk om iets moois van iemand te sê, wanneer ons weerhou om iets negatiefs van iemand te sê, wanneer ons weerhou, vriende, om iets van iemand anders te gaan oorvertel. Ek dink dit moet die goue reël in jou my lewe wees. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar.